Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 13 Januarie 2026. Ek wil sommer so vanoggend hê ons moet net so vir 'n wyle lekker diep asemhaal. En soos ons asemhaal, vriende, amper vir onsself voorstel dat ons die gees van God inasem. Ons moet nou net 'n stukkie simboliek. Stukkie vir God inasem, want God sê kom sê tog vir ons dat in sy gees is hy in ons teenwoordig. Wat is dit wat ons lewendig hou? Suurstof. Wat is dit wat jou en my as kinders van die Here 'n lewendig hou, vriende? Dis die feit dat die Heilige Gees binne in jou en my is. Haal sommer net so diep asem en blaas uit. Here, soos ons sonder suurstof nie kan klaarkom nie, kan ons sonder U nie klaarkom nie. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die Almagtige, die een wat kom. Ons wil U aanbid as 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige God en Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is lekker hier in Kolossense. En as ons nou sommer hierso van Kolossense 2 af gaan kyk, dan staan daar die volgende. Ek gaan so 'n paar koppelinge maak, vriende, en dan gaan ek 'n bietjie by een of twee goedjies stil staan. Paulus praat met hierdie mense in Kolosse en sê, julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Dit is een ding wat ek kom sê. So ons het saam met Christus gesterwe, liewe vriende, ons het saam met hom opgestaan, ons is nuwe mense, ons behoort aan Christus. Nou kom sê hy vir ons die volgende. Hy kom sê, omdat julle saam met Christus opgestaan het, julle is dood aan julleself, dan is dit Kolossense 3 vers 2, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So hy kom sê, so omdat julle gesterwe het, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, julle is anders. En dan kom pak hy prakties uit wat dit beteken. Hy kom sê, as jy gesterwe het aan jouself, jy rig jy op die gedagtes wat daarbo is, dan sê hy, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van my skepper, van sy skepper, en tot die volle kennis van God. So, jy moet al hoe meer begin lewe, soos die beeld van God, jy moet dit begin uitstraal as 'n nuwe mens. En sê hy, weet julle wat, sê hy vir hulle dan verder, julle is die uitverkore volk, vers 12, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het, En dan sê hy in vers 16, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. En dan vers 17, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dan God die Vader. En tussenin kom sê hy vir ons op 'n baie praktiese manier, hoe lyk dit as ons saam met Jesus dood is? Hoe lyk dit as ons gedagtes rig op Jesus? Hoe lyk dit as ons as 'n nuwe mens lewe? Hoe lyk hierdie uitverkore volk? Hoe lyk dit wanneer Jesus 'n boodskap in sy volheid in ons bly? En hoe lyk dit wanneer ons alles in die naam van die Here doen? Dan pak hy dit tussen en ek pak dit eintlik baie mooi uit. En ons het daarby stilgestaan gister waar ek kom sê, hoe julle lyk, hierdie identiteit wat julle het as mense wat gesterf het aan julleself, opgestaan het in Christus, 'n nuwe mense is, 'n uitverkore volk is, dat julle die heeltyd dat toelaat dat die boodskap van Christus in sy volheid in julle bly. Julle dan, hoe lyk julle? Julle is meelewend, julle is goedgesind, julle is nederig, julle is sagmoedig en julle is verdraagsaam. Dis hoe julle lyk. Kom sê hy vir ons. So hy kom gee ons identiteit vir ons. Hy kom gee die identiteit vir die mense in Kolosse. Hy sê dis hoe julle lyk. Dis hoe julle anders operate as die mense rondom hom. Daarom vriende, wil ek julle tog uitdaag, en ek weet mense doen nou nie die goed nie, maar asseblief as julle dit kan doen, gaan skryf hierdie goed neer en pak dit prakties vir jou uit. Wat beteken dit as jy meelewend is vir jou, goedgesind is, nederig is, sagmoedig is, verdraagsaam is? Wat beteken dit? Skryf dit daar neer. Skryf jou 'n lekker A4 boek, skryf dit daar, sit dit op jou rak ergens, jy kan teruggaan daarna toe. Al doen jy een dingetjie op 'n dag, skryf daar, wat beteken dit vir my om meelewend te wees?
in my gemeente, in my gemeenskap. Wat beteken dit? Skryf dit uit daar vir jou. Wat hoor jy sê die Here vir jou? Want ek en jy lees tog die woord om te hoor wat die Here vir ons sê, sodat ons gedrag kan aanpas, sodat ons anders kan lewe, sodat ons kan lewe as die uitverkore volk, as ons kan lewe as mense wat hulle gedagtes rig op die Here, dat ons kan lewe as mense wat inderdaad die lewend is. Skryf dit neer, wat beteken dit? Dan raak ek en jy praktiese kinders van die Here. Ons is nie net besig om goedjies te hoor en dan hoor ons dit 'n handelsmens verby en dan gaan ons mee aan met die lewe nie, né? So ek kom sê, hoe lyk julle? Hoe lyk hierdie uitverkore volk? Hoe lyk dit om saam met Christus te sterf en saam met hom op te staan? Hoe lyk dit as Christus met sy volle rykdom in jou bly? Kom sê hy, weet jy, hierdie paar goed wat ek gesê, en dan sê hy die volgende: Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een die iets teen die ander het. Vriende, ek wil net gou so regtig 'n paar sekondes hier bestil staan. Hierdie is nie 'n keuse wat hy gee nie. Hy sê dis wie jy is, dis jou DNA. So wanneer ek en jy by die punt kom dat ons nie geduldig meer met mekaar is, mekaar nie vergewe nie, vriende, something's wrong. En in ons gemeente, dan kom ek nou lank met hulle almal, is daar mense wat nie kan vergewe nie. As mense wat nie kan vergewe nie, nou ek maak nie 'n uitspraak deur wat jy gegaan het en wat iemand aan jou gedoen het nie. Al wat ek vir jou wil kom sê, die opdrag wat die Here Jesus vir ons kom gee deur Paulus is baie eenvoudig. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Hoekom moet jy mekaar vergewe, kom sê Paulus? Want nou net daar stop ek in jou en sê jy, maar jy weet nie wat dit daai en aan my gedoen nie. Jy weet nie wat se trauma as ek dit. Ek kan hom nie vergewe nie. Vriende, jy het nie 'n opsie nie, hoor. Jy's 'n kind van die Here. Weet jy hoekom jy 'n opsie nie? Kom ons lees die volgende vers. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar lief hê. Punt. So vriende, daar's geen argumentasie nie. Daar's geen argument nie. Daar's geen argument nie. Wanneer jy nie kan vergewe nie, moet jy dit by die Here God self gaan uitmaak. En ek en jy word nie losgelaat nie. Ek en jy moet gaan en na daai persoon toe gaan, vriende. En as jy met 'n onvergewensgesindheid binne sit, ja, daarvan moet jy ontslae raak. As jy ander ene nie kan vergewe nie, dis hulle probleem. Maar van jou kant af moet jy daai een kan gelosmaak en sê, ek vergewe jou vir wat jy ook al aan my gedoen het. Ek kom vergewe jou vandag. Hoekom doen jy dit? Paulus sê, jy kom doen dit omdat Christus jou vergewe het. Daarom is ons Vader gebed waar ons vir mekaar kom sê, vergewe my skulde soos ek my skuldenaars kom vergewe. Dit is die boodskap wat Jesus gee, vriende. Dit is die ons Vader gebed. Jy kom nie los daarvan nie. So ek wil nou vir jou sê vanoggend, indien jy sit met 'n onvergewensgesindheid binne in jou hart en jy luister vanoggend daarna, kom praat die Here direk met jou. Dis jou Uriah, nie vergeet van hom. Hy kom praat direk met jou. Want dit is miskien iets wat jou verhouding kniehalter al vir jare lank. Dat jy kry nie vergewe nie. Vriende, jy gaan mos nou nie tot jou volle potensiaal in Christus kom as jy nie vergewe nie. Dit is 'n ding wat altyd gaan daar staan, want dis deel daarvan dat Jesus, die hele genade ding lê daar dat Jesus jou vergewe het. Daarom het jy nie 'n keuse nie. Daarom sê Paulus vir hulle, hoor hierso, jy moet vergewe omdat Jesus vir jou vergewe het. Vriende, jy het nie 'n opsie nie, hoor. Ek sê dit maar net vir jou vanoggend, beskou dit as 'n woord reg van bo van God self binne in jou hart en as jy daarmee sukkel. En dan gaan Paulus en dan sê hy, nadat hy gesê julle moet mekaar lief hê, moet jy mekaar lief hê, en sê hy, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is bo alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Die vrede wat Christus gee. Vriende, mense het Jesus gespoeg, mense het Jesus gevloek, mense het Jesus goed in hom gesteek, al die doringkroon op hom gesit, die sondaars het aan die kruis, wat rowers wat weerskatte van hom gekruisig is, op gespot, en totdat die ou vir hom vra, maar julle dink vir my, vandag is jy in die paradys, en hy sê, jy sal saam met my in die paradys wees. Jesus het hierdie vergewensgesinde hart, en wanneer ek en jy saam met hom gesterwe het, en ons leef nie meer nie, is dit deel van ons hart. As jy sukkel daarmee, vat dit na die Heilige Gees toe. Maar vriende, jy moet 'n aksie, gaan na daai persoon toe, en vergewe hom. Vergewe hom.
Ja, dis my 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.